Daar is vandag dikwels twee uiterstes wanneer dit kom by die verkondiging van die evangelie. Daar is die mense wat sê, ag, ek is maar 'n gewone mens. Ek het nie die kennis of die naam of die besondere gawes dat die Here my sal gebruik om sy evangelie te verkondig nie. Maar dan is daar ook die wat sê, ek voel dat die Here my geroep het. En kort voor lank staan daardie mens los van die kerk met 'n mikrofoon in die hand en is daar 'n kanaal en 'n boodskap wat niemand mag bevraagteken nie. Nou Markus 3 wys vir ons iets anders. Jesus kies inderdaad gewone mense, maar tussen hulle roeping en hulle gestuurdheid gebeur daar iets belangriks wat ons nie mag miskyk nie. Goeienaand, dit is 'n voorreg om hier aan die einde van die week weer saam met jou die woord van die Here te kan oopmaak en daaruit te kan lees. Ons gaan vanaand voort met ons skriflesing uit Markus hoofstuk 3 vanaf vers 13 tot en met vers 19. Jesus het teen die berg opgegaan en die wat hy wou hê nader geroep en hulle het na hom toe gekom. Hy het toe 12 wat hy apostels genoem het aangestel om by hom te bly sodat hy hulle kon uitstuur om te preek. Hulle het ook die mag ontvang om duiwels uit te drywe. Hy het hierdie 12 aangestel: Petrus, soos hy Simon genoem het, Jakobus, seun van Zebedeus, en Johannes, die broer van Jakobus. Vir hulle het hy die bynaam Boanerges gegee, dit wil sê manne van die donder. Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakobus, seun van Alfeus, Thaddeus, Simon die Fanatikus en Judas Iskariot wat vir Jesus verraai het. Hier eindig ons skriflesing dan vanaand. Ons wil vanaand veral let op verse 13 tot 14. Hy het die wat hy wou hê nader geroep en hy het hulle aangestel om by hom te bly sodat hy hulle kon uitstuur om te preek. Jesus beweeg tydens sy aardse bediening tussen die skrifgeleerdes en die godsdienstige leiers van sy tyd. En tog kies hy nie sy 12 uit die bekende name van Israel nie. Nee, onder hulle is daar gewone mense, vissermanne, 'n tollenaar, manne van wie ons vandag weinig meer weet as net hulle name. Ja, hulle was dalk nie almal arm of ongeletterd nie, maar hulle was beslis nie die godsdienstige elite van hulle tyd nie. Markus verduidelik Jesus se keuse met 'n eenvoudige sin. Hy sê, Jesus het die wat hy wou hê nader geroep. Hierdie 12 manne se roeping begin nie by hulle self nie. Dit begin nie by hulle CV's of hulle aansien of hulle besondere geskiktheid vir hierdie taak wat die Here aan hulle wil opdra nie. Dit begin by Jesus se genadige keuse. Hulle steek nie hand op en meld hulle self aan nie, hy roep hulle en hulle kom. Maar dan volg iets net so belangrik. Jesus stuur hulle nie onmiddellik uit om te gaan preek nie. Hy roep hulle, sê Markus, om eers by hom te bly. Hulle moet eers luister voordat hulle self later kan gaan preek. Hulle moet eers leer. Hulle moet eers sien wie Jesus is. Hulle moet sy woord hoor, sy werk aanskou. Hulle moet hulle verkeerde idees afleer en hulle moet deur hom reggehelp word. As ons die evangelies lees, sien ons baie keer hoe stadig hulle soms verstaan het, hoe min begrip hulle aanvanklik gehad het. Jesus behandel nie hulle onkunde as 'n deeg nie. Ja, hy roep hulle en hy berei hulle voor, hy vorm hulle vir die taak waartoe hy hulle roep. Daarom is dit te eenvoudig om vandag te sê, ag, die disippels was mos maar gewone mense, daarom maak opleiding om die evangelie te verkondig nie baie saak nie. Ja, Christus gebruik gewone mense, maar hy laat hulle nie ongevormd nie. Later in Handelinge 4 verbaas Petrus en Johannes die Joodse raad. Volgens die standaarde van daardie geleerde mense was hulle eintlik maar onopgeleide mense. Maar die Joodse raad merk iets aan hulle. Hulle sê, hulle was mos saam met Jesus. Markus wys vir ons nog iets belangriks.
Jesus roep nie hierdie 12 losstaande individue om elkeen met sy eie bediening te gaan begin nie. Hy stel hierdie 12 aan. Hy bind hulle aan hom en aan mekaar. En dit is die patroon wat reg deur die Nuwe Testament loop. In Handelinge 13 word Paulus en Barnabas nie bloot gestuur omdat hulle so persoonlike en private gevoel van roeping het nie. Hulle word binne die gemeente in Antiochia afgesonder. Daar word gebid, hulle word die hande opgelê en dan word hulle uitgestuur. En wanneer hulle terugkom, doen hulle aan die gemeente verslag van wat God deur hulle prediking gedoen het. In Handelinge 15 lees ons van 'n ernstige, leerstellige geskil wat daar ontstaan het. En dan lees ons, daardie geskil word nie opgelos deur iemand wat bloot sê, die Here het vir my gesê en daarmee is dit uit en gedaan nie. Die apostels en die ouderlinge het saam die saak ondersoek en saam besin oor die waarheid, saam besin oor die leer en oor die prediking wat waarheid is. Paulus sê later ook vir Timoteus dat wat hy gehoor het, toevertrou moet word aan betroubare mense wat bekwaam is om ander te leer. En dit is presies waarom die kerk deur die eeue onderskei het tussen 'n persoonlike gevoel van roeping en 'n erkende, getoetste roeping tot die openbare bediening van die woord. Een van die kerk se belydenisskrifte, die Nederlandse geloofsbelydenis, waarsku juis dat niemand homself in die amp moet indring nie. 'n Ander belydenisskrif, die Heidelbergse Katekismus, herinner ons dat Jesus Christus deur sy woord en sy gees regeer. Nou dit beteken nie dat 'n gewone Christen toestemming van die kerk nodig het om vir ander mense van Jesus Christus te vertel nie. Nee, elke gelowige is geroep om sy naam te bely en te verkondig. Maar niemand kry bloot omdat hy geroepe voel die reg om met 'n eie boodskap los van die kerk van Jesus Christus op te staan nie. Hoe meer iemand ander mense leer en geestelik lei, hoe groter word die noodsaak van vorming, van toetsing, van kerklike verbondenheid en van verantwoordbaarheid teenoor die kerk van Jesus Christus in die verkondiging. Die Bybelse patroon is daarom helder. Christus roep, Christus vorm deur sy woord, Christus bind mense aan sy liggaam, die kerk toets en erken die verkondiging en Christus stuur sy geroepenis met sy boodskap. Moet daarom nie dink, jy is te gewoon dat Christus jou kan gebruik nie. Maar moet ook nooit dink dat 'n sterk persoonlikheid, 'n mikrofoon, 'n platform, 'n gevoel van roeping jou gereed maak om namens hom te praat sonder vooraf toerusting nie. Die krag van die evangelie lê nie in die boodskapper nie. Die boodskapper behoort aan Jesus Christus. Hy word geroep deur Christus. Hy word ook toegerus deur Christus. Maar die boodskapper staan onder die gesag van Christus en sy woord en altyd in verantwoordbaarheid teenoor sy kerk. Amen. Kom ons bid dan nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom en laat U wil geskied in die hemel net so ook op die aarde. Vader, dankie vir die onbeskryflike voorreg dat ons U kinders mag wees, dat ons vanaand na U toe kan kom en dat ons vir U kan sê, ons Vader, ons Pa wat in die hemel is. Dankie dat U ons deur U woord na U toe roep en dat U ons daarin voed en toerus, nie net sodat ons self daarin troos en geloof kan vind nie, maar ook sodat ons die kosbare evangelie wat U aan ons toevertrou het, met ander kan deel. Here, ons is maar swak mense. Uit onsself is ons nie waardig of bekwaam om draers van U evangelie te wees nie. Daarom bid ons dat U ons sal heilig, dat U ons sal leer. Maak ons gewillig en maak ons getrou, Here. Bewaar ons daarvan dat ons eie gedagtes as U waarheid verkondig. Hou ons tog naby aan U Seun Jesus Christus, gebonde aan U woord, ingebind by U kerk,
sodat ons met nederigheid sal dien met dit wat U aan ons toevertrou het. Dankie Vader vir die week waardeur U ons gedra het. Gee dat ons ook hierdie naweek met bewustheid voor U sal lewe. Hoor vanaand elkeen van ons wanneer ons bid met ons eie dankbaarheid, ons eie bekommernisse, ons eie behoeftes, ons eie menswees voor U. Here, U weet alles van ons, voordat ons dit nog uitspreek. Vergewe ons ook ons skuld en ons sondes, gryp ons vas in U liefde, ook wanneer ons U hand laat los. Lei ons in gehoorsaamheid, en laat ons rus in die wete dat ons lewe veilig in U hande is. Om Christus ontwil. Amen. Wanneer vrees soos golwe kom en my hart in my wegkruim, wanneer donker stemme fluister, jy's alleen, jy staan alleen, dan roep ek tot U Heer, bid ek tot U Heer. U laat my nooit nie val, U's altyd naby my. In U hand gee ek my lewe, Heer, by U kom my hart tot rus, my tye, my lewe, Heer, is in U hand, ek is gerus. Wanneer mense my verraai en al woorde deur my sny, as eensaamheid my hart breek en my snags van smart laat huil, dan hou U my vas, druk U my vas, Heer. U laat my nie val, Heer, U gryp my vas. In U hand gee ek my lewe, Heer, by U kom my hart tot rus, my tye, my lewe, Heer, is in U hand, ek is gerus. U is my vesting, ek sal nie vrees nie. U is my rots, Ek sal nie val nie. my tye is in U hand, My tye is in U hand. my lewe is in U hand. In U hande, in U hande, in U hande, altyd ja. In U hand gee ek my lewe, Heer, by U kom my hart tot rus, my tye, my lewe, Heer, is in U hand, ek is gerus. In U hand, Ek is gerus. in U hand, Ek is gerus. my tye, my lewe, Heer, is in U hand, ek is gerus.